Hierdie is 'n groot dag vir die kind van die Here. Nie net sommer net nie. As hierdie dag nie plaasgevind het nie, dan was u nie vanmôre hier nie. Ek sê dit met groot respek. Maar dan was u ook nie vry nie. Kon jy nie werklik waar lewe nie. Elkeen van ons wat vanmôre hier is en ja, miskien elkeen van ons het ons verskeie redes. Wil ek vir u sê, het God die Vader reeds die beplanning reg gehad vir dit wat gebeur het. Nou, kom ons lees gou vir 'n oomblik in Romeine 5. Romeine 5 vers 7. Jy kan saam met my volg hier agter op die bord. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Wie van u sal u lewe vir die kind gee? Ja. Maar ek wil nou nie iets kwytraak nie. Vers 8 sê dan verder, en wat ek daarby bedoel is, ons sal nie vir 'n onregverdige mens instaan nie. Mense sou sê, nee, hy moet die prys betaal. Hy moet die pad maar stap. Maar vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons. Sê gou vir jouself, God bewys sy liefde vir my. Het jy gehoor wat hy sê? Hy bewys. Hy bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog wat was? Sondaars was, en ek wil hê met die onderskeid, hy sê nie toe ons nog goeie mense was nie. Ek wil vandag vir jy baie fyn lyn gee. Dis nie goeie mense wat gered word in die hemel toe gaan nie, dis geredde mense. Is mense wat weergebore is mense wat hulle hart en lewe aan God toe vertrou en sê, Here, kom wees U die God en koning van my hart. Anders is die goeie mense. Gesterf het toe ons nog sondaars was. Vers 9. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn van God, oor sonde. Want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, jy's versoen deur die dood van sy seun, ek en u het dit nie verdien nie. Sy het dit nie verdien nie. Niks wat ek doen kon enigsins iets oopmaak, 'n deur oopmaak, 'n pad maak nie. Kon my sonde wegvat nie. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En ek deel vanmôre met u oor, dit het waarheid geword. It became the truth. Elke skaduwee van elke belofte wat God van die begin af gegee het. Elke deel
van dit wat ons uit God se hand uit ontvang, wat lewe is, ja. Maar weet jy wat, tussen Adam en Paulus kom trek, ek wil amper sê, hy maak 'n vergelyking tussen Adam en tussen Jesus. Het jy dit al gehoor? Die eerste man Adam en dan die tweede man Jesus, wel ook verwys hulle na Adam. En hierdie dag dra die kragtigste boodskap vir my en vir jou, wat sê ons is vrygekoop. Die kruisiging, is die meeste ondersoekte onderwerp. Dis die meeste bespreking van alle tye in die mediese. Maar ook is dit die grootste prys wat ooit betaal was deur enige iemand vir 'n wêreld. Dit was die grootste prys wat betaal was vir elke mens. Pastoor, is dit waar? Ja, ek sou die voorreg so graag sou wou geniet het, om hier voor 'n spieël te sit vanmôre en te sê, weet jy, 'n volmaakte totale prys, daar kan niks bygesit word nie, daar kan niks weggevat word nie, was vir jou betaal. Dis egter hartseer en skokkend, dat ons soms goed aanvaar wat nie eens ons sinne is nie. Skuld wat nie eens ons sinne is nie. Beskuldigings wat nie eens ons sinne is nie. En daarom kom sterf Jesus vir die vergifnis, vir die vryspraak, die verlossing, die herstel. Nou net om vinnig vir u te sê, weet jy wat is interessant, as jy gaan kyk in die Ou Testament, as jy by die tempel gegaan het om vergifnis van sonde, het jy mos nou 'n lam gevat, 'n perfekte lam. Maar weet jy wat, hulle het eintlik 2 lamme gehad. 2 wat saam gegaan het. Die eerste lam was gebruik om te slag en daardie bloed op te vang en die bloed te giet oor die offeraltaar. Tot vergifnis van sonde. Maar hulle manier van sien was, die tweede lam het dan gekom en hulle daai vergifnis en die sonde wat daar moes vergewe word, het hulle dan spreekwoordelik met daardie hand op die ander lam gelê en die tweede lam het hulle ingelei in die woestyn in. Ja. Maar hulle het hom so weggelei, so ver weggelei dat hy nie sy pad kon terugvind nie. Dis hoe ver Jesus, sien jy nou die woord, ons sonde van ons af verwyder, so ver soos die ooste van die weste. Hulle kon dit net op 'n tydelike manier. Christus het dit gedoen so ver soos die ooste van die weste af is, diepste van die see. En dit is so interessant dat hy kom red en hy verander ons lewe. En deurdat hy ons lewe ons kom red, verander die wêreld rondom ons. Jou wêreld verander vir jou gesin. Jou wêreld verander vir geliefdes rondom jou. Wie van julle het agtergekom hoe moeilik is dit om jammer te sê? Pastoor, dit was nou nie my skuld nie. Ek is nie skuldige nie. Hoekom het ek om verskoning vra? Jesus was ook nie skuldig nie en tog het hy gesê, Vader, vergewe hulle. Ek stort hierdie bloed vir hulle. Vergewe hulle. Hy het dit nie eens verdien nie. Was nie sy skuld, dit was joune. En hy vra vir God die Vader, die Skepper, die Almagtige, die Ewige, die Heilige God, vra hy namens jou, Vader, vergewe hulle.
Hy wil hê ek en u moet by hom leer. Hy kom en red ons. Hy stap doelbewus in vir ons. Kom ons lees verder dan. Ons is klaar met al die. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry is. Dit is alles deur Jesus Christus. Dis hom wat ons vier. Deur hom en hom alleen. Daar word hierdie verhaal vertel van 'n ou seentjie iewers in Amerika, jare terug, baie jare terug, toe treine die groot vervoermiddel was. Ek wil nou nie vir die country en western nie, want dan sien jy alweer 'n prentjie. Maar hierdie ou seentjie, hy het nie ver van die spoorlyn afgebly nie ver van 'n brug afgebly nie, en dan sy ma vir hom gesê, gaan speel 'n bietjie. Mamas, julle deesdae het ons nie plek om te speel nie, ons gaan na die masjiene toe. Maar gaan speel 'n bietjie. En hy's uit en hy speel, en so seentjies nou is, né? Ek weet nou nie of die dogtertjies ook so is nie, toe hy homself kry toe sy by die spoorlyn. En dan tel hy die klippe op en dan gooi hy die klip en dan skiet hy met 'n ketting en dan, en hy speel te lekker op die spore. En in die verte, hoor hy, ja, daar kom 'n lokomotief aan. Maar nou speel hy en hy loop in die spoorlyn af, en dan gooi hy die klip, en dan skop hy 'n ding, en dan slaat hy met die tak op die spoorlyn. En toe hy by die kloof kom, toe sien hy die brug het in mekaar geval. En hy hoor, maar die trein is op pad. Die passasierstrein. En hy besef in een oomblik, maar daai trein gaan hier afkom, en sonder enige waarskuwing, sonder enige beplanning, gaan daai trein in daai kloof afjaag. En almal gaan sterwe. En daai seentjie neem 'n besluit. Hy sê, ek gaan net die trein waarsku, en hy gryp 'n groot tak met ou blare, en hy hardloop op daardie spoorlyn, so vinnig as wat sy beentjies hom kan dra, met hierdie tak hoog in die lug in, en hy gil. Nou het jy agtergekom as jy gil, hoe baie mense hoor jou, as jy nie oopte is. Jy kan ook net so lank gil, jy weet. Maar hy hardloop met hierdie tak, en al wat in sy kop is, as ons net hierdie trein gestop kry. En hy het gehardloop en gehardloop en gehardloop, en hy het moeg geraak, en dan kry hy weer hierdie determinasie, en dan hardloop hy met hierdie tak, en in die verte sien hy, daar kom die trein, en hy begin waai, en die man in die lokomotief sien, maar hier is 'n seentjie op die spoorlyn, en hy waai 'n tak met 'n klomp blare op, en al wat hy doen is, hy gooi die brieke van die trein aan, hy maak die stoom oop, dat daar nie meer dryfkrag is nie, en hy trek al die brieke aan. En die trein begin skree, en die mense skree, en al hierdie goed, en hierdie seentjie hardloop, en al wat hy sê, julle moet stop, die brug is uit, julle gaan almal doodgaan. Maar ek meen, in al daai geraas wat in die trein is, hoor hulle hom nie. En die trein kom so vinnig nader gesnel, terwyl al die brieke is en geraas, al die goed. En wat die seentjie nie besef nie, is hoe naby hy in die trein is. En daardie seentjie betaal met sy lewe. Die trein slaan hom, en hy sterf op die plek. Hy lê op die kant, en die trein gaan verby hom. Almal gil en skree, die brieke skree, alles is. En hierdie seentjie se ma intussentyd hoor wat aangaan. En sy begin benoud raak, en sy hardloop, en sy gil sy naam. En sy roep uit, en sy kry hom nêrens nie, en sy hoor net hierdie geraas wat deur die bosse gaan.
En sy hardloop in die rigting van die geraas. En weet jy wat gebeur? Daardie trein stop letterlik net voor die afgrond. Kom hy tot stilstand. Die ma kom in die bos uitgehardloop by daardie spoorlyn en hier lê haar seentjie. Ons gaan nie ingaan op die prentjies en al die goed nie, maar. En sy sak in mekaar, want dis haar enigste seentjie. Daar is nie ander nie. En daar gaan baie dinge deur haar kop en almal spring uit die trein uit en sien wat gebeur het. En terwyl hierdie ma kind vashou en sy gil en sy sê hoekom? En hoekom jy? En kom 'n jong swanger mamma by haar en sy kom staan by haar. En sy lê haar hand so op haar en sy sê vir haar, swanger mamma, sy sê vir haar, dankie dat jou kind my en my kind se lewe gered het. Daardie vrou staan daar en sy sê, ek wy my kind toe om jou kind se lewe, sy legacy uit te dra. Weet julle wat gebeur? Daardie kind van daardie jong moeder, die wêreldbekende evangelis geword. Weet jy wat? Dis 'n ander prentjie as die normaal van die kruis van Golgotha, maar weet jy wat? God die Vader het sy seun geroep en gesê, my kind, ek wil hê jy moet lewe gee. En Jesus het gekom en Jesus het gesien waarheen ek en u op pad is. Hy het gesien dat ons lewens verwoes gaan word. Hy sien wat sonde met en deur ons en ander mense gaan doen. En ten spyte van dit kom God en hy sit sy seun in die plek sodat ek en jy gered kan word. En nog steeds is daar mense wat maar net halfhartig vorentoe gaan, ja, prys die Here, hy het my siel verlos, hy het my vry kom koop, hy het my skoon gemaak. Ek wil vir jou sê, toe jy nog nie eens besef het wat die gevaar was nie, toe jy nog nie eens besef het hoe sleg dinge vorentoe lyk nie, het God alreeds sy seun gegee, sodat jy gered kan word, en nie in daardie plek hoef te staan, waar jy die prys sou betaal het nie. Want ek en u moes eintlik die prys betaal het. Maar saam met dit kom God en hy kom gee beloftes. God kom en hy maak 'n ander weg. Want weet jy, hierdie verlossingswerk, wat het dit ingesluit? Daar was 'n offer wat ingesluit was. 'n Offer van Jesus, wat die prys moes betaal. Die tweede saak wat ons sien wat ingesluit was versoening. Versoening met God die Vader. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Wie het al besef dat jy vrylik na die Vader toe kan gaan? Jy kan bid en die Vader hoor. Dis als te danke aan Jesus Christus.
Dis hy wat die weg oopgemaak het. Dis hy wat die versoening kom gee het. Want Golgotha was die bewys van God se onvoorwaardelike liefde. Sê vir een langs jou, Golgotha was die bewys van God se onvoorwaardelike liefde. Dan, dis hoe lief vir jou het. Almarie. Jesus het dit eintlik net vir jou gedoen. Hy het 'n pad gestap vir jou. Helen. Dan die Petra. Ja. Dion. Nico, oom Nico. Hy het daai pad net vir julle gestap. Dis waarvoor Golgotha daar was. Maar saam met dit het hy die oorwinning gebring. En ek wil vir u sê, die kruis was nie net die nederlaag of die einde nie. Dit was die oorwinning van die graf, die dood en die hel. Vergifnis breek dit alles en God kom gee deur sy seun Jesus Christus die oorwinning. Want soos ons weet, die Ou Testament was 'n heenwysing, was 'n skaduwee. Nie, meeste van nie het so papiertjie, as jy papiertjie kan uithaal. Ons noem dit 'n profetiese tafel, want dit is wat God in my en jou lewe wil laat deurbreek. Dat jy in die besef daarvan sal lewe. Nou kom ons kyk gou eerste. Druiwe, Johannes 15 vers 5. Jesus sê, ek is die wynstok, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Dis die druiwe wat hier lê. Die dadels. Dadels was baie voedsaam. Dit was gebruik vir energie en krag in lang reise. Dadels was ook geken as die lekkers van die Bybel. Saam met heuning. Soos die kinders vra, ma, sweets. Sê my kind, kom ons gee vir jou dadel. Geen energie en dit maak dit jou gesond. 1 Kronieke 16 vers 3. Heuning, 1 Samuel 14:29. Die woord sê net hulle oë verhelder. Here, laat ons sien wat u wil doen. Spreuke 24 vers 13. Heuning was ook 'n verwysing na wysheid. Dat God wysheid gee. Water, Psalm 23 vers 2. He leads me beside still waters, he restores my soul. Johannes 7:37 en 38, laat die lewende water uit jou uitvloei. Hierdie gemeente is fontein van lewende water. Ja, pastoor, halleluja, laat die lewende water uit my uitvloei. Maak die kraan oop. Ek kan nie vir my vrou sê, ag liefie, kyk hoe mooi groen word die tuin. Ek spuit die tuin nat en dan stap sy uit en dan lê die tuinslang op die gras nie. Gaan sy vir my sê, nou van wanneer af sien jy groen gras? Nee, my gees. Maar jy het nog nooit die kraan oopgemaak nie. Ja, ons lag, maar weet jy wat? Hoeveel gelowiges staan in geloof, vertrou die Here, maar jy het nog nie aktief begin raak en begin beweeg en gesê, Here, laat ek doen wat U my voorgeroep het nie. Luister mooi, die Here vra partykeer nie geweldige groot goed nie. Bid vir jou boetie, bid vir jou sussie, bid vir jou medegelowige. Here, ek sal vanaand bid, vanaand, dan stap jy by die huis en dan die kos gebrand, jy die kar gestamp, en vrou lief is ongelukkig en jy kom glad nie by gebed uit nie.
As jy sê ek bid vir jou, dan staan jy daar en jy sê Here, in Jesus naam tree ek vir my boetie en my sussie in. En in geloof vertrou ons. Bel daai broer, geloof vertrou ons. Amen. Bel daai broer of daai suster, sê weet jy, ek dink aan jou vandag, ek bid vir jou. Is daar iets waarmee ek kan help en ondersteun? Sout. Levitikus 2:13, 1 Johannes 5:13, Matteus 5 vers 13. Ons is die sout van die aarde. Granate. Numeri 13 vers 23. Nou hier het ek 3 van die vrugte vir u gesit, vye, druiwe en granate. Nou weet jy wat, dit was 3 van die vrugtesoorte wat hulle uit die beloofde land uit saamgebring het terug. En die betekenis daarvan was die vye. Dit was 'n simbool om geestelik vrug te dra. Druiwe, deel van die wingerdstok te wees. En ek wil vir u sê om deel van die wingerdstok te wees. As Christus jou vrygemaak het, is jy vry. As sy gees jou bekragtig het, is jy bekragtig. Kan jy vir hom lewe? Kan jy hom dien? Granate was 'n simbool van geestelike groei en vrugbaarheid. En daardie vrugbaarheid het beteken vooruitgang, seën, neute, versterk. Dit versterk jou om versterk te wees vir die pad elke dag. Dit is proteïene en dit gee energie. Genesis 43. Olywe en olyfolie. Olie wys na die Heilige Gees en sy krag in jou lewe. Olyfolie. Psalm 52 vers 8. But as for me, I am like a green olive tree in the house of the Lord. Appels en rosyne. Nou daar sien ons Hooglied 2 vers 5, 1 Kronieke 12 vers 40, Efesiërs 6 vers 12. Sustain me with raisins and refresh me with apples. Citrus, as jy vra, ek het nog 'n langer lys daar, ek het net 'n kort lysie gemaak. Citrus praat van die reinheid van jou hart. Maar weet jy wat die wonderlikste van alles? Baie van hierdie was heenwysings na. In Christus het dit 'n werklikheid geword. In Christus het hy gesê, weet jy wat, as jy my toelaat, dan versterk ek jou. Hoe so, pastoor? Want hy is die brood van die lewe, my vrou, vergewe my. Want dis hoekom hierdie tafel vanmôre hier is. As jy by die huis is, vat 'n stukkie brood, sê, Here, U is die brood van die lewe. Ek staan in U, ek leef deur U, maar ek dank U ook, Here, want nou weet ek. My mikrofoon af, ekskuus julle. Heuning is om te sien. Here, laat my sien wat U plan met my lewe is. Here, ek help my vanmôre deur in U te glo of te sien. Nee, nou het ek nie heuning gevat nie, my vrou. Prys die Here, nou doen ek 'n klomp goed. Here, maar ek dank U vanmôre dat U my versterk. Ek dank U vanmôre dat ek profeties kan sê, U help my deur die Gees om te kan sien wat ek moet sien. Amen. Is dit die brood en die heuning wat die antwoord is? Is die verklaring van wat Christus vir jou kom doen het. En ek wil hê dat ons as gemeente nie net vanmôre gaan sê, Here, dankie vir U liggaam en U bloed nie. Ek het klaar
Ons nog heel wat ek wou deel, maar weet jy, Here, dankie. Ek het dit nie verdien. Maar nog steeds het jy my kom vrykoop. I wasn't worth it, but Christ said I am. Jy sit vanmôre hier. Jy dra oordeel van mense wat goed oor jou lewe gespreek het, goed vir jou gesê het. You're not worth it. You are not gonna make it. Kyk wat het jy aangevang. Christus sê, weet jy wat? Ek het reeds die prys betaal. Toe hulle nog nie bewus van wat sou gebeur het nie, het ek reeds die prys vir jou betaal. So that you can be free. He paid the price for you. I've been set free by the blood of Jesus Christ. Staan vir 'n oomblik saam met